Welkom by jou nuutste langtermynvoorspelling met trots aan jou gebring deur landbou.com. In die program kyk ons na die koeler en natter toestande in April. Ons kyk na die super El Niño wat later die jaar verwag word en dan ook na die vloedrisiko wat tans in plek is oor dele van die Suid-Kaap waar swaar reën verwag word. April 2026 was koeler as normaal oor groot dele van die land met plekke in die Noord en die Wes-Kaap wat gemiddeld tussen 2 en 4 grade koeler as die normale April temperature was. Dit was ook koeler oor die sentrale gedeeltes van die land op plekke in Limpopo en die Laagveld en hier in die Suid-Wes-Kaap met bo-gemiddelde reën wat voorgekom het oor groot dele van die Noord en die Wes-Kaap, die sentrale gedeeltes van die land en die Noordooste met plekke in die Noord-Kaap wat tussen 6 en 10 keer hul normale reënval vir die maand van April ontvang het. Bo-gemiddelde reën beteken nie altyd goeie nuus nie. In April 2026 het nat toestande vir baie boere groot uitdagings gebring, veral tydens strooptyd, lamseisoen en waar damme, riviere en die grond reeds versadig was. Oor dele van die Vrystaat het aanhoudende reën lande weer nat gemaak en toegang bemoeilik. Die gewasse is reg om geoes te word, maar baie boere kan net eenvoudig nie in hul lande inkom nie. April het ook 'n kouer kant gewys en teen die einde van die maand het wyd verspreide ryp voorgekom vanaf die Noord- en Wes-Kaap tot in die Vrystaat met ligte ryp selfs in dele van Gauteng. Ons het ook 'n sterk koue front in die middel van April gehad met die eerste ligte sneeu van die seisoen oor die hoë bergpieke van die Wes-Kaap. Saam met dit het swaar reën, sterk winde en plaaslike stormskade voorgekom en in Tilbag is groot bome ontwortel tydens 'n erge wind en reënstorm en oor die sentrale binneland is hewige donderbuie waargeneem met selfs 'n tornado waargeneem naby Philippolis. Teen 20 April het dele van die Laagveld ook swaar reën beleef met berigte van meer as 120 mm in slegs 2 uur naby die Orpenhek. Dit het veroorsaak dat 'n brug op die R531 weggespoel het en toegang tot die gebied ernstig belemmer is. En toe kom die einde van die maand en die begin van Mei en dit begin met 'n afsy-laagdrukstelsel. Hierdie stelsel het swaar reën oor dele van die Noord-Kaap, Noordwes en die Vrystaat gebring met die Van der Kloofdam wat oorgeloop het. Baie het in riviere verander en hoofroetes soos die N14 tussen Vryburg en Kuruman was vir dae lank ontoeganklik. Op sommige plase is Lucernlande en voorbereide lande heeltemal oorstroom met skade wat in die miljoene rande geraam word. Vir boere wat verlede jaar reeds vloedskade gehad het, is dit 'n baie moeilike slag om weer deur dieselfde situasie te gaan. Na een van die natste reenseisoene tot dusver oor die somerreënvalgebiede word daar tans baie gepraat oor 'n moontlike super El Niño vir 2026-2027. Nou volgens NOAA se jongste voorspelling is daar tans 'n 61% kans dat El Niño toestande sal ontwikkel tussen Mei en Junie met 'n 1 uit 4 kans dat dit 'n super El Niño kan word. Dit is egter belangrik om te beklemtoon dat dit nog te vroeg is om nou reeds droogtevoorspellings vir Suid-Afrika te maak. Die moontlike impak van El Niño word hoofsaaklik eers in die somerreënvalseisoen verwag, met geen beduidende impak wat tans vir die winter verwag word nie. Vir boere is die boodskap: hou voorspellings fyn dop veral teen Augustus en September en begin solank prakties beplan vir moontlike warmer en droër toestande. Dit is nou belangrik om te fokus op die korttermyn voorspellings en ons kan duidelik sien in die eerste week van Mei word swaar reën verwag veral oor die Suid-Kaap en dit is as gevolg van 'n sterk afsny-laagdrukstelsel wat sal beweeg oor dele van die Wes en die Oos-Kaap en veral Dinsdag, Woensdag en Donderdag swaar reën sal bring vir dele van die Wes en die Oos-Kaap en as ons skaal fyner maak kan ons duidelik sien in die swart kleure tussen Graafrenet, Beaufort Wes en suid van die twee dorpe dat rondom 100 mm reën moontlik is. In die perskleure is rondom 150 mm reën moontlik rondom Oudtshoorn, Willowmore en Port Elizabeth en in die wit kleure is meer as 200 mm reën moontlik binne 48 uur naby Joubertina en Uniondale wat kan lei na wyd verspreide oorstromings en groot skade, so wees asseblief waaksaam. Dit sal ook koeler as normaal wees saam met hierdie afsny-laagdrukstelsel veral oor die noorde van die Noord-Kaap met vriesvlakke wat laag genoeg sal daal vir swaar sneeu om te val veral oor dele van die Karoo en die hoë liggende gedeeltes van die Oos-Kaap, die suidelike Drakensberge en Lesotho met rondom 20 cm sneeu wat moontlik is tussen Loxton, Graafrenet en Hannover en kan lei na groot versteurings. Sneeu is ook moontlik oor die suidelike gedeeltes van die Vrystaat so ver noord as noord van Appington en suid van Keetmanshoop met ligte sneeu wat ook kan voorkom oor die hoë bergpieke van die Wes-Kaap. Nou in die tweede week van Mei het ons 10-10-1 'n sterk koue front wat oor die Suidwes-Kaap beweeg en bo-gemiddelde reën sal bring vir die Suidweste. In die derde week van Mei sien ons bo-gemiddelde
boegemiddelde reënval oor die sentrale gedeeltes van die land, asook oor dele van die Oos-Kaap en oor die kusgebiede van KwaZulu-Natal, met die laaste week van Mei en die eerste paar dae van Junie wat boegemiddelde reën wys vir die sentrale gedeeltes van die land, weer eens vir die Oos-Kaap en vir KwaZulu-Natal. Nou ons weet dit was droër as normaal vir dele van die Oos-Kaap en KwaZulu-Natal en daarom is ons dankbaar vir die moontlike boegemiddelde reën wat in die gebiede kan val. As ons dan kyk na wat hierdie winter verwag kan word, wys die Suid-Afrikaanse Weerdienste se kaarte dat onder normale reënval moontlik is oor die suidweste, met bo normale reën wat weer eens kan voorkom oor dele van die Noord-Kaap, die sentrale gedeeltes van die land, die Noordooste en nou ook in KwaZulu-Natal en die Oos-Kaap. Die Universiteit van Pretoria se kaarte stem saam met die bogemiddelde reën wat verwag word oor dele van die Oos-Kaap en KwaZulu-Natal, maar ondergemiddelde reën word voorspel vir die noordooste van die land, met bogemiddelde reën wat ook voorspel word vir die noorde van die Noord-Kaap en bogemiddelde reën wat verwag word in die Suidwes-Kaap. Nou as ons die twee kaarte langs mekaar sit, kan ons duidelik die verskille sien, veral oor die suidweste en in die noordooste wat weer eens beamoen dat seisonale voorspellings gedurende winter nie altyd betroubaar is nie, dat mens eerder moet fokus op die korttermynvoorspellings. Ek sluit dan af met bietjie goeie nuus en as ons kyk na die nuutste damvlakke, kan ons sien dat damvlakke gestyg het oor die Suidwes-Kaap met die Theewaterskloof-dam en Bergrivier-dam wat nou net so onder 48% vol sit. En alhoewel damvlakke steeds daal oor dele van die Suid-Kaap en die Oos-Kaap, verwag ons swaar reën die volgende paar dae en ons hoop dat die reën sal help met die damvlakke. Wel, dis al van my af, sterkte met die seisoen en hou moed.